ek en jy as wedergebore kind van God moet 'n sekere ding. Behalwe dat ons anders moet gee vir die Here, is daar iets anders wat ons moet. Dis ons moet teenstand bied teen kwaad, teen sonde en teen die bose. Hoe doen ons dit? Kom, wie wil praat? Wie wil vir my sê, hoe doen ons dit? Om vas te hou aan die Here. Goed? Nog iemand? Baie bid, ons moet baie bid, ja. Ons moet baie bid. En ons moet op ons knieë bly. Ons moet op ons knieë bly. Hoe bied ons teenstand teen die duiwel? Dis maklik. Hoor wat ek vir sê, dis maklik. Want die Heilige Gees besit wonend in ons. En as, hoor nou, en as ons vir die Heilige Gees luister, dan gaan ons nie val vir die sonde. Dan gaan ons nie val vir die kwaad. Dan gaan ons ook nie val vir die bose. Maar dit is nou baie makliker gesê as gedaan. Want die sonde lê net so voor die deur. Hy wag en hy kyk hoe hy kan verslind. Want hy wil ons kom opvreet. Hy wil ons kom wegvat van ons Vader af. Hy wil ons kom wegvat van Jesus af. En hy wil die Heilige Gees nie inwoon in my en in jou sê. Hy wil sy bose gees en sy kwaad gees en sy sondige gees wil hy hê binne in my en jou wees. So dis die twee tema gehoor. Ons moet teenstand bied teen sonde, teen kwaad en teen die bose. Nou wat is sonde? Jy kom julle tot van julle by die wil van die Here is. Baie dankie. Baie dankie. Dis 'n baie maklike antwoord. Maar dit is ook nou nie so maklik gesê, nee. Dit is ook nou nie so maklik om te doen. Want ons kan onsself tog so maklik opwerk. Sal we ja, ons kan 'n paar mense wys. Hierso deel. Nee, ons kyk eens na vra met Julie. Vra met, sy doen dit nie so maklik, sy doen dit nie so maklik soos ek. Dit is hoe dit is, dit is hoe dit werk. Ek en jy sit hierso. Sondag na Sondag gaan sit ons hierso in die gemeenskap van die Heiliges, in die korporatiewe salwing hierso so. Maar hoor wat ek vir jou sê, waaraan dink jy terwyl jy hierso sit? Waarop konsentreer jy terwyl jy hierso sit? Dink jy aan jou bekommernisse, dan het jy 'n probleem, man. Want dan kom die woord nie by jou uit nie. Alhoewel ons bid en ons vra dat die Heilige Gees die naprediker sal wees daarvoor, moet dit nog steeds op vrugbare grond val. Daai saad moet op vrugbare grond val. En as jy aan ander dinge dink so, dan is dit onvrugbare grond. Dan is dit onvrugbare grond. Wat is boos wat jy doen? Hoe moet jy antwoord nie, maar geef my 'n voorbeeld. Ek wil nie jy moet in jou eie lewe antwoord nie. Geef my 'n wat is boos? Wat is goed doen wat boos is? Om iemand anders te gaan doodmaak. Dis 'n boosheid. Want toe net vertel vir my, ja, so is nou in Nederland, né? Nederland is daar 'n wet wat hulle nou net terug, 'n paar dae terug ingestel het, is 'n kind kan 'n jaar oud wees. En as sy ouers besluit om nie die kind te hê, kan die kind dood. Of so, hulle is so besig met die dinge. Dis boos, man! Dit sê die ander kan die brand gesteep daai. Wanneer kom lewe by konsepsie? Dit is wat, aborsie, ons weet aborsie is verkeerd. Sê vir my, wie gee lewe?
God gee lewe. God gee lewe. Hoor wat ek vir jou sê. As ek kyk na en ek kyk na kinders van die Here en ek hoor hoe hulle praat. Ek kyk na kinders van die Here en ek hoor hoe kwaad hulle word. Ek kyk na kinders van die Here. Ek praat luister mense, ek praat vanmôre met myself ook. Nee, ek word ook kwaad. Ek word kwaad word. Nee, ek kan onbeskof wees, Fransa. Ek kan onbeskof vra. Maar ons pad, luister, ek en jy nog nie geraai. Jy kan miskien so dink, maar ek sê vir jou, God weet, jy nog nie geraai. Jy het nog nie geraai. Ek en jy is nog nie die heiliges van die heiliges. Ons het nog nie geraai. Weet jy hoekom? Want ek en jy nog nie die wedloop voltooi. As ek en jy die wedloop voltooi, soos wat Paulus gesê, as ek en jy die wedloop voltooi, dan is ons daar. Tot nou toe is ons nog nie daar. Tot nou toe is ons nog steeds. Die Satan, mense, luister hierso, die Satan is los hierso in hierdie dorp. Hoor wat ek vir julle vertel. Hierso is satanisme, julle hoor dit nie. Hoor wat ek vir julle sê. Daarso, vra hulle. Is dit nie Salome? Dit is so, was niets ons iets op gepraat het met dit. Dis los hierso. Die vyand loop werklik waar rond soos 'n brullende leeu en kyk en wag wie hy kan verslind. Hy kyk, hy sê wat ons bekommer, ons mense, ek en jy worry die hele tyd. Ons worry die hele tyd. Ons het 'n opdrag. Ek gaan Louis se voorbeeld gebruik. Mag ek maar Louis? Ek gaan in elk geval, dis ook nee. Dan sê jy, wat moet jy ook gebruik? Moet jy ook nie gebruik? As Louis is in 'n werksposisie, in 'n sekere posisie aangestel, waarvoor hy 'n salaris kry. En volgens sy konstitusie wat hy het, dit wat hulle het as vir die werk, is daar sekere reëls wat hy moet gehoorsaam. Maar nou kom Louis en hy sê vir hom, luister hierso Louis, jy moet nou Kaapstad toe ry, en jy moet daar so gaan vir 'n week om dit of wat jy moet ook al te doen. En dan trek hy sy kyk op 'n knop. Jy 14, jy is groot, hy 14 jaar. Dis so 14 jaar daarso. Ek gebruik nou 'n simpel voorbeeld, 'n eenvoudige voorbeeld, sorry. Maar weet jy wat, dit is deel van jou werk. Of hy dit nou like of nie, en of jy dit nou like of nie, dit is irrelevant. Dit is deel van sy werksfunksie, want jy geweet waarvoor jy jouself oorgee. Sak jy het nie geweet nie, maar nou weet jy. Is dit nie sak nie? Ja, dat sak jy raak nie geweet nie, maar nou weet jy. Dan is hy P toe, dan is hy Tika toe, maar hoe is dit wat toe so oor sy wes? Ja, dat sê, so, dan daar's altyd net 'n klomp geluk. Kom ons begin en ons sê, gelowiges word opgeroep om alles teë te staan wat van hy, kom ons begin weer. Gelowiges word opgeroep om alles teë te staan wat vyhandig is teenoor God se planne in hierdie wêreld. Terwyl ek en jy nog leef. Dit is wat dit is. Jy kom op, spyker op die kop geslaan daar so. Kom ons kyk daarso na Matteus 12 vers 12 tot 13. Hy sê Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwelverkopers omgegooi. Volgende versie. Hy sê vir hulle, daar is 'n skrywe, my huis moet 'n plek van my huis moet 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n oorspieëling gemaak. Luister, ek wil net hierdie ding regstel. Ons het baie keer. As ons, ek weet ek gaan nou op hartwoorde trap. En julle kan maar bykie oorop maar weer trap, dit is oprei. As ons mense kry wat nie so kom betien,
En ons sit 'n tafel daar so agter of partykeer hier so voor, veral met Bernice hulle wat hier so voorkom, en hulle koop daai goed. Maak dit nie die huis rowersspelonk. Kom ek verduidelik vir julle. Wat Jesus praat daarso van 'n rowersspelonk, is die geldwisselaars. Die mense verneek. Dit is wat gebeur het. Dit is waar die ding inkom wat hy sê, julle het my huis nou 'n rowersspelonk gemaak. Dit is veronderstel om 'n huis van God te wees. Nou hoor mooi wat ek vir jou sê. Hierdie huis is 'n huis van God. Hierdie is nie 'n huis wat 'n rowersspelonk genoem kan word nie. So wat ek vir jou sê, trek jou sokkies op en begin in lyn kom met God se woord. En hoor nou mooi wat ek vir jou sê. Dit is nie deel van my preek hierdie nie, maar dit is dit wat die Here nou vir my sê om vir jou te sê. So, kom in lyn. Kom in lyn. Jy sukkel. Jy sukkel. Want jy luister nie na die stem van die Here. Hoor mooi. Hierdie is 'n profetiese woord wat ek gee. Jy sukkel omdat jy nie in God se wil is nie. Jy's nie al 100% uitverkoop aan God nie. Jy doen ander dinge wat jy nie veronderstel is om te doen. So wie dit is, jy sal weet. Ek weet nie. Godse mense, ons as wedergeboortekinders van die Here moet die kwaad teenstaan. Kom ons kyk, heel eerste. Binne in onsself moet ons begin. Met ander woorde, Louis, ek en jy moet begin by ek en jouself. By elke een is so, sê, ek moet by myself begin. Maak so, ek moet by myself begin. Jy kan nie begin by iemand anders nie, ek kan nie begin by Hansie nie. Ek moet begin by my, om te verander. Dan kan ons met Hansie praat, dan kan ons met Louis praat, dan kan ons met Spokkie praat, of met wie ook al. Ek moet by myself begin. Kry jouself in orde, dan kan jou huis in orde kom, dan kan jou familie in orde kom, dan kan jou dorp in orde kom. Ons dorp is ons in orde, nee. Sê nie, rarig nie. Nou waar is die probleem? By ons as wedergeboortekinders van die wedergeboortekinders, weet julle wat, nee, ons weier om die evangelie te gaan verkondig. Hallo? Ons weier om, sê amen man, ons weier om die evangelie te gaan verkondig, want ons wil nie iemand anders te nakom, of wat noem hulle dit? Offend nie, ek wil nie die persoon offend nie. Dis kwak man, Jesus sê, gaan maak disippels vir alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dan sê nou nog 'n ding, ons het, by die ontbyt Vrydag, by die Gideons ontbyt het ons weer gepraat, ons sê vir hulle onthou nou, ek sê, want hy stop toe nou, daarna stop toe nou daar, hy sê nie, ons moet die disippels van mense gaan maak, en so, toe sê, ja, maar jy doen dit vergeet toe daar so. Jy doen iets vergeet daar so. Leer die mense om te onthou alles wat ek julle beveel het. Hoekom word jy ons nie geleer nie? Want ons kyk te skaam, ons wil nog nie vir die maat van my nou, ek wil nie gesig vat. Klap om man, klap om warm, praat met die woord, praat met die woord van God. Laat die kwaad, laat die boos, laat die gemors uit my en jou lewe uitkom, uitgeskeer word. Alles en alles en alles. Kolossense 3 vers 5, hy sê, maak dood dan julle lewe wat op die aarde is. Hoor daar, naamlik hoerery, onreinheid, hartstocht, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodsdienst is. Kan jy dit glo? Kan jy dit glo? Dat gierigheid afgodsdienst is. Elke een van die goed daar so, mag gierigheid afgodsdienst is. Dis die reine waarheid. Hoekom? Jy sal my nie glo nie. Dit kom met die
Wat is 33 vertaling het is iets, hartelijk ek moet weet. Dit is ons tot uit. Maak dood aan julle lere wat op die aarde is. Daai ding wat ons genoem het, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodsdien is. Ons moet mekaar help en teenstaan onder mekaar, ons moet mekaar help, Galasiërs 2:11. Hy sê, maar toe Petrus in Antiochië gekom het ek hom openlik teengestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Ek wil net 'n agtergrond gee oor die skrifgedeelte daarso. Petrus en Paulus het saam met hulle geëet en met die ander mense, met die Grieksprekende Jode het hulle gegaan en hulle het omgegaan, want Paulus het ook gegaan na die heidene toe, dit is nou van die Jode. En toe Paulus het gekom en hulle het gegaan en hulle die mense by mekaar gemaak, maar toe Petrus in Antiochië daar gekom en hulle en ander mense kom toe nou saam daarna toe van die kerk van Jerusalem af. Toe begin Petrus nou afsydig word en hy wil hom nou kampdag nou heilig hou daarso met die gehandwasgery en vir al daai goedjies. Dit is wat gebeur het daarso. Dit is hoekom Petrus sê, Paulus sê, hy het Petrus teëgestaan, so wat hy was 'n bedrieger gewees. Weet jy wat is 'n bedrieger? Wat is onderwyseres? Iemand wat sê ek doen iets en hy doen dit nie. Jy sê jy dien die Here, maar wys my dat jy die Here dien. Onthou nou, ek sê nie jy gaan 'n fout maak. Dis nie wat ek sê nie. Jy is nie hoogs heilig nie. Ek is ook nie hoogs heilig nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar ons is nou op die oomblik terwyl ons nog asemhaal onder die nuwe verbond, die Nuwe Testament, die testament van Jesus Christus, die wat hy ingestel het. Ons gaan vergifnis vra. Ons moet voorbeelde van mislukking om kwaad teens te staan, kom ons kyk eers binne die kerk. 1 Korintiërs 5:1-2. Hy sê mens hoor waarlik van 'n mens hoor waarlik wat daar. Luister, hy praat nie met die kerk van Korintiërs nie. Hy praat met die kerk. 'n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle. En hoe hoerery van so 'n aard wat selfs onder die heidene nie bekend is nie. Daar's 'n dubbelpunt. Daar kom 'n verduideliking. Hy sê dat iemand wat sy vrou en sy vader het, gaan volgens julle. En tog is julle opgeblaas in plaas dat julle liewer getree het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. En hy het gepraat van 'n fisiese hoerery daar. Ons het ons gepraat oor die Gideon se ontbyt. Toe praat hulle ook daar, ons vra vir my spesifiek toe nou, maar gebruik ek ons nagmaal wyn? Of hy vra, gebruik ons nagmaal wyn of gebruik ons OBS? Ek sê ons gebruik OBS, ons gebruik ook nie nagmaal wyn. Hy sê, wat gebruik julle? Dis die druiwesap. Hy sê, nee. Ek sê, ja. Ek sê, nee, ons gebruik druiwesap. Hy sê, die een pastoortjie daarso. Hy sê, ja. Hy sê, dit is veronderstel om so te wees. Hy sê, wat moet nie veronderstel om so te wees? Hy sê, ja, dat ons drink die OBS daar uit as voordat ons huis toe gaan. En toe stap hulle uit, of hy vertel nou self, hy sê, dan stap hulle uit die kerkgronde uit, stap hulle uit en dan slaan die ou daar so neer, en dit hulle neer, daar was 'n ankerpaal wat hulle gewees het. Toe sê die briefvrou, die oor, dan sê, nee, dis die ankerpaal nie, dis die OBS wat hulle gedrink het. Hoor julle daar, die sê jy doen iets, maar dan is die heeltemal die teenoorgestel. Jy sê jy doen die Here, maar jou lewe is vol sonde, jou lewe is vol, ek praat van gewoonte-sonde. Jou lewe is vol gewoonte-sonde, jou lewe is vol kwaad, jou lewe is vol boosheid. So. As dit kom by daai goed is almal altyd by die bors.
vers 2. Hy sê, toch is julle opgeblaas in plaas wat julle nie gesiteer het, sodat hulle wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit. Binne die familie. Nou ons het begin by myself. Maar het ons begin by mekaar, nou in die familie, 1 Samuel 3:13. Hy sê, ek sal hom te kenne gee, dat ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid, oor die ongeregtigheid wat hy geweet het, want toe sy seuns, luister, jy moet luister, waar is hy, jy moet luister seun, jy sien ek point jou, nee, ek point jou, jy moet luister. Hy sê, want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het hy hulle nie streng bestraf. Maak die kinders goed groot. Moet asseblief, ek praat met die jong, met die jong en met die jong mense en met die ou mense. Daai ou mense wat daar is, die hele twee, daai ene. Mr. Jerry. Jou kinders het goeie maniere, ek weet. Ek dink op die leid het goeie maniere. Ek weet die jou leid is baie besig. Is dit nie so nie? Aard en na jou. Begin nou lach jou, kijk nou so, nou lach ja, hy aard aan my. Hy aard aan my. Maar hoor nou, wat sê die Here, ne? Hy sê, want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hulle nie streng bestraf. Onthou nou, daai oom nie, gaan jou kind insees hoor. Maar jy gaan aan my as presiderende pastoor jou beloftes maak. En jy gaan dit doen voor die Here. Hoe jy dit daar gedoen. Moenie gehoorsame ouers word nie. Moenie gehoorsame ouers word nie. Gehoorsame kinders. Nee, gehoorsame kinders, ouers beteken gehoorsame kinders. Hoe kan die kinders sê moet doen? Moenie gehoorsame ouers word nie. Moenie dat jou kinders jou vertel wat jy vir hom jy doen nie. Dit is dit. Het julle dit nou gemis? Jy het verstaan, hè? Jy het ook verstaan, hè? Julle het ook verstaan. Ja, jy het dit nie verstaan. Hoe jy verstaan nou? Ek is vervloek dat jy. Verstaan jy allemaal nou? Amen, amen, amen. Halleluja, man. Prys die Here. Wat is dit? Ek kan nie wys nie. That's awesome. That's awesome. Nee, dit is awesome, man. Ete. Dit is ook weer. Maar nee, jy moet nie gehoorsame ouers word nie. Alright, kom ons kyk. Hy sê ook dan binne, dis binne die familie, dan binne die staat. Habakuk 1 vers 4. Kom ons kyk wat sê. Daarom verloor die wet sy krag. Ons het ons baie wette wat krag het in ons land, nee. Het ons nie? Ja. Ons wette, luister, ons wette is kragteloos, man. Ons wette is kragteloos. Hy sê, en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddeloos omsingel die regverdige, luister, omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraai te voorskyn. Ek wil sê, luister, ek sê politikus nie, nee, maar ek het allemaal so gesmyl toe, maar hy maar 5 jaar kry. Nee, rechtig. Nee, rarig. Ek het nog gesmyl. Jy moet nou nie my verkeerd verstaan nie, dis nie vir my 'n lekkerte nie, maar rechtig waar, nee.
daai ouens in die hel uit. Pragtig. En die Here moet sy siel red. Dis wat ek sê. Ek bedoel niks, hoor mooi, ek bedoel niks leliks nie. Ek bedoel niks afbrekings nie. Dit is wat moet gebeur. Die Here moet ons mense wat in beheer is, ons konings wat in beheer is, hulle siele moet gered word. En weet jy wat, nee, ek en jy is nie eens lus om vir hulle te bid nie. Sê nou vir my, ek lieg toe. Ek hoor niks. Dis die waarheid, ons wil nie vir hulle bid nie. Maar hoekom is ons land so? Daar is ons groot profetiese woord 'n paar jaar terug al uitverhond dat die Here wil hom gebruik en hy moet tot redding kom, maar hy is hardkoppig en hardnekkig en hy wil weier nie. Ja, maar die Here sê ook, as jy nie wil jy nie by die gaan jy nie bring. Dis op pad so. Ag, dis op pad so. Nee, dis op pad so. Ek weet waaroor hulle praat, want ek was ook daar. Nie dronk nie, maar ek was ook daar so met die nie gekom by. Voorbeelde van onverstandige teenkant en teenkwaad, kom laat is dit, ons is dan nog so rukkie. Is julle honger? Ons is amper klaar. Sabi kom ons. Ja, jy moet ook wees. Hadden hulle 19 vers 13 tot 16. Hoe sê jy? En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het het gewaag, luister nou, om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle, by die Jesus wat Paulus verkondig het, luister nou hoe so stupid is hulle. Luister nou hoe stupid is hulle. Hulle sê nie, ek bestraf jou by my Jesus nie. Ek bestraf jou, luister, ek besweer en bestraf julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Ons ken hom nie, maar ons ja. En wat het toe gebeur? Dit was sekere 7 seuns van Skefa, die Joodse hoofpriester, wat dit gedoen het. Volgende een. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken, luister, Jesus ken ek, die duiwel ken vir Jesus, man. Die duiwel ken vir Jesus, die duiwel ken vir God. Die duiwel ken presies wie is die Heilige Gees. Ek sê, maar die Gees sê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wis julle, en daar kry hulle pak slaan, kom ons kyk daar so. Toe spring die man en wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond en daardie huis uitgevlug het. Hulle het hulle kaal pas uitgetrek en hulle het gewikkel. So, dis wat gebeur. Jy kan nie in 'n naam wat jy nie ken nie, iemand besweer. Jy kan nie. Maar as jy die naam van Jesus ken, en as jy al 'n persoonlike ontmoeting met hom gehad het, en teens van die Heilige Gees, het jy die volste reg om te kan opstaan en sê, drank, weg is jy. Dwelms, weg is jy. Hoerery, weg is jy. Argemors, weg is jy. Want my pa is die koning, die jy weet. My pa is die koning, jy weet. Amen. Moet nie probeer om iets te doen wat jy nie voor die krag het om te doen. Moet nie. Teen die kwaad, ons is teen die kwaad, hoe kom ons op opstaan teen die kwaad? Deur goed te doen. 1 Petrus 2 vers 8, 2 vers 15. Hy sê, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, doei. Deur goed te doen. Deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot souie sal bring. Deur goed
te doen. Nie kwaad nie, nie sleg nie, nie boos nie, deur goed te doen. Hoekom kom ons opstaan teen die kwaad en teen die boos en teen die sonde? Kom ons kyk Numeri 6 vers 8, Numeri 25 vers 6 tot 13. Anders maak ek sakkie met mekaar. En daar het 'n man gekom, een van die kinders van Israel, en sy en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Toe Phinehas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron dit sien, het hy in die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem. En agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle twee deurboor. Die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel aangehou. Hoe is opgehou? Opgehou. En die wat deur die plaag gesterf het, was 24.000. Julle moet gaan lees hy stuk. Toe het die Here met Moses gespreek en gesê, kom hy weer. Phinehas, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat ek die kinders van Israel my ywer nie verteer het. Is dit nie amazing? Volgende een. Daarom spreek, kyk, ek sluit met hom 'n vredesverbond. En dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en voorsiening vir die kinders van Israel gedoen het. Dit is wat. Ek sê nou nie, jy moet jou buurman gaan vermoor. Okay? Dis nou nie wat ek sê. Maar ek sê, pas op, wees versigtig, hoor nou, luister wat ek sê, wees versigtig met wie jy 'n vennootskap aangaan. Vennootskap beteken, ek gee my woord en Stokkie gee sy woord. Okay? Wees versigtig, want ek sê vir jou, die skelms, die duivels, die loop rond, soos 'n brullende leeu teen die wag en nie kan verslik. En sonde lê wag net so voor die deur. Pas op, vra, luister mense, as jy besigheid wil doen, transaksies wil doen, of wat ook al wil doen, maak seker dat jy na die stem van die Here eers te luister. Ons luister, die vrouens luister altyd eers na hulle self. Rarig. Salome, is dit die waarheid? Nie eintlik nie. Man, luister nie, laat ek jou vertel, ek praat met die vrouens, ek trek nou maar net jou been, Salome. Weet jy wat, nou, ons almal doen self. Ons almal doen. Jy dit ook? Ja, ek doen dit ook. Nie waarheid, ek doen dit ook. En dan na die tyd dat sy my plan, ek begin met plan A. Dan kom ek reg deur tot by plan Z en dan gaan ek na die Here toe en sê ek vir Here, die goed werk nie, ek sê vir ja, maar jy sê jy moet die goeie plan uitlos, ek sal vir jou nie dan iets op. So wat maak jy dan? Dan is dit nog die maande later, omdat ek nog steeds sukkel. Dan wees jy net hoe stupid is ons, nee, ja, dan wees jy net, ons is ook wel lekker toe, nee. Nee, ons is maar lekker toe. Ai, toch. En dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees. En die laaste een, sorg vir die welstand van ander. Ek sê het af en toe, Galasiërs 2 vers 4 en 5. Hy sê dit wat weer die ingesmokkelde valse broeders wat ingesluit het om ons vryheid te bespied wat ons in Christus Jesus het, sodat hulle ons in diensbaarheid kon bring.
aan wie ons self nie 'n oomblik in onderworpenheid toegegee het nie, hoor daarso, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. Dit is wat, dis die hele punt. Die punt van die hele boodskap is daai laaste stukkie, sodat die waarheid van die evangelie by julle bestendig sou bly. Hou by die evangelie. Hou by die blye boodskap. Hou by dit wat God vir jou bedoel het. Luister na sy stem. As jy nog nie sy stem gehoor het nie, gaan soek hom, dat jy sy stem kan hoor. Sy stem is nie die donder meer. Sy stem is nie die reisende wind en die sê, waar is die vlees? Daar is ons stem. Daar is die stem van die Heilige Gees. Hy is nie vir nie jou raadsman en jou leidsman. Hy gee vir jou raad en hy kan vir jou leiding gee, as jy dit wil hê. Is dit nie awesome? Dis awesome, man. Dis awesome. Hou by die evangelie. Hansie, oral waar jy kom, by enige iemand, sorg dat die mens met wie jy te doen het, altyd beter daaraan toe is, as jy wegloop, as wat jy voor jou gekry het. As jy elkeen, luister, as jy elkeen van net vir ons, hierdie paar, ons is 'n paar, net van ons, net ons, as jy elkeen van ons dit doen, net dit doen,